Broers. Ons lees Matteus 20 vers 20 tot 28. Wanneer Petrus Zebedeus se vrou sien aangestap kom in hulle rigting, groet hy vriendelik, "Shalom," maar sy kyk skaars in sy rigting. Petrus sien sommer dat hierdie vrou vanoggend op 'n sending van haar eie is. Sy groet nie eers haar eie twee seuns, Johannes en Jakobus nie. Sy loop reguit na Jesus toe en kom kniel by sy voete. Hier kom vanoggend 'n baie groot guns, lag Petrus in sy mou, en hy sien die ander manne lag ook skelm. "Wat kan ek vir jou doen?" vra Jesus versigtig. "Rabbi, dis my twee seuns. Beloof my dat hulle in u koninkryk langs u kan sit, een aan die regterkant en die ander aan u linkerhand." Petrus se mond val onbeskaamd oop. Watter vermetelheid! Daar gaan 'n dreuning onder die manne op, soos hulle brom oor die vrou se arrogante versoek. Wie dink sy is sy miskien? Jesus kyk na die twee manne wat bloedrooi bloos en wens die aarde wil hulle insluk. "Julle weet nie wat julle vra nie," skud hy meewarig sy kop. "Kan julle die lydensbeker drink wat ek gaan drink?" Nou skep die twee moed, want Jesus het hulle mos nie se muur afgeskiet nie. "Ja, meester, ons kan." "Ja, my beker sal julle drink," antwoord Jesus hulle met droefheid in sy stem. "Maar om langs my te sit, slegs die Vader kan besluit wie dit sal wees." Nou is Petrus eers woedend. Dan het die twee geweet hiervan. Hulle het met mammie gekonkel om Jesus se arm te draai. "Dink hulle miskien hulle is 'n entjie bo ons verhewe?" brom Andreas. "Hulle is maar doodgewone vissermanne, nes ek en jy, Petrus." "Ja, en die hele tyd preek die meester vir ons dat die een nie belangriker as die ander is nie." Matteus voel baie gebelg deur die twee broers se astrantheid. Dan roep Jesus die manne nader. "Kom sit hier by my. Ons gaan hierdie ding nou uitgesels." Die manne skuif nader, maar hulle vermy vir Johannes en Jakobus. Hulle laat hulle baie deeglik verstaan hoe hulle voel oor hierdie situasie. "Julle is sekerlik bewus hoe dit werk met die mense wat regeer," begin Jesus. "Dat die manne met mag, hulle mag gewoonlik misbruik en baas speel oor almal onder hulle." Ja, die manne weet maar al te goed. Het Petrus dit nie aan sy bas gevoel toe die Romein hom gedwing het om sy pakkasie te dra nie? Sal hy dit ooit vergeet? Hoe daai soldaat hom geklap het toe hy weier. Maar die meester het mos gesê hy moet die man vergewe, en hy het hom vergewe. Maar vergeet? Nooit. "By julle moet dit nie so wees nie," vermaan Jesus. "As jy in hierdie kring groot wil wees, dan moet jy 'n dienaar wees." Nou verstaan Petrus al klaar nie weer nie. Hy's nou nie juist die skerpste potlood in die pakkie nie. "Meester, elkeen in julle kring wat groot wil wees, moet eers die ander se slaaf wees." "Meester, maar hoe werk dit dan?" Petrus se kop is nou heeltemal plat.
Hoe kan jy tegelyk 'n slaaf wees en 'n baas? Petrus, ek het self ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Skielik gaan daar vir Petrus 'n liggie op. Inderdaad is sy meester 'n rabbi en leier en sekerlik die grootste mens wat hy ooit van gehoor het. Maar kyk net hoe baie doen hy vir ander. Hoe dien hy almal? Ek het gekom om my lewe te gee as losprys vir baie mense. Skielik vou daar 'n beklemming weer om Paulus se hart by die aanhoor van hierdie woorde. Vandag wil ons ook, soos Petrus, warm onder die boortjie word vir Johannes en Jakobus se arrogansie. Maar dan doen ons maar dieselfde dinge. Hoe dikwels verhef ek my nie bo ander mense nie. Dink ek dat ek 'n trappie beter is as hulle. Ek het my hart vir Jesus gegee. Dus is ek beter as die moslim wat nog voortploeter as ongeredde. Werklik, is ek beter? As ek maar net kan besef dat selfs my geloof suiwer genade is en dat dit absoluut niks te doen het met my grootheid nie. Die feit dat ek 'n beter Bybelkennis het as baie ander mense, verhef my beslis nie bo die res nie. Ek kan maar net in dankbaarheid voor die Here kniel en dankie sê dat hy dit uit genade vir my gegee het. Kom ons bid. Here, help my om 'n ware diensknegt te wees, om te dien eerder as om gedien te word. Amen.